'n Goeie dag. En vandag is ons by Handelinge 20. Kom ons bid net gou. Onse Vader, dankie dat U ons toelaat om vanoggend weer eens by U voete te sit en te hoor wat U ons wil leer deur Handelinge 20. Dankie Vader dat U woord ons vanoggend weer bymekaar bring. Soos Paulus in Handelinge 20 alles gegee het om die evangelie te verkondig, maak ook ons harte oop om te luister, Here. Help ons om getrou te volhard, om mekaar in liefde te dien en om te onthou dat dit saliger is om te gee as om te ontvang. Lei ons nou deur die Gees terwyl ons die woord lees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. 'n Kort inleiding. Paulus reis na Jerusalem. In Troas maak hy Eutychus uit die dood lewendig. By Milete roep hy die ouderlinge van Efese en gee sy afskeidspreek. Ek het nie nagelaat om julle die hele raad van God te verkondig nie. Hy waarsku teen wolwe en hy beveel hulle aan God en die woord van sy genade toe. Hulle huil toe hulle hom groet. Goed, hoofstuk 20. Die opskrifie sê Paulus besoek opnuut Macedonië en Griekeland en gaan dan na Klein-Asië. Hoofstuk 20 vers 1. En nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. En hy het daardie streke deurgegaan en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. En daar het hy 3 maande gebly. Maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juis na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergeesel, en van die Tessalonisense, Aristarchus, Secundus, en Gaius, en Derbe, en Timotheus, en uit Asië, Tychicus en Trophimus. Hulle het vooruitgegaan en in Troas op ons gewag. Maar na die dae van die ongesuurde brode, het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek. En hy het sy rede gerek tot middernag toe. En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. En 'n sekere jongman met die naam Eutychus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap in. En toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus onder toe en val op hom en slaan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet. En nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek. En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring en was uitermate getroos. Maar ons het vooruit op die skip gegaan en afgevaar na Assos, waar ons van plan was om Paulus aan boord te neem, want so het hy dit bestel, omdat hy self te voet wou gaan. Toe hy ons dan in Assos ontmoet, het ons hom aan boord geneem en by Mitilene gekom. En daarvandaan het ons weggevaar en die volgende dag teenoor Chios gekom, en die ander dag na Samos oorgevaar, en in Trogilion oorgebly, en die dag daar by Milete gekom, want Paulus het besluit om by Efese verby te vaar, sodat hy nie in Asië tyd sou verloor nie, want hy het hom gehaas, as dit vir hom moontlik was, op die Pinksterdag in Jerusalem te wees. Dan sien ons dat Paulus spreek die ouderlinge van Efese toe, en van Milete af het hy gestuur na Efese, en die ouderlinge van die gemeente laat roep.
En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge, wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan het, en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julleself sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal. En hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. Tot sover vandag. Môre kyk ons na hoofstuk 21. Ja, en dan 'n bietjie die oë binne toe wend, na die eie hart kyk, nê. Nadat ons nou Handelinge 20 gelees het, is hierdie een vraag genoeg om ons almal stil te maak vir 'n lang tyd. Hoofstuk 20 vers 24. Ons is so dikwels geneig om te dink dat ons misluk as ons nie dinge soos erkenning, plesier, geld of sukses beleef nie, nê. Vir Paulus het die lewe egter geen waarde gehad as hy nie vir God kon werk nie. Dit wat hy uit die lewe kon haal, was vir hom minder belangrik as dit wat hy kon gee. Wat is vir my die belangrikste? Dit wat ek van die lewe ontvang, of dit wat ek daaraan teruggee? Kan ek, soos Paulus in vers 24 eerlik sê, ek ag my lewe nie vir myself kosbaar nie? Leef ek vir die voltooiing van God se roeping, of leef ek vir my eie gemak, my eie sekuriteit en geld en reputasies? Kom ons sluit af. Here, ek bely dis diep, baie diep. Ek hou my lewe nog te dikwels vir myself kosbaar. Gee my genade om dit te laat los.
Leer my om nie my gemak, my naam of my veiligheid eerste te stel nie, maar om met blydskap my loopbaan te voltooi wat U aan my opdra. Vul my vandag weer met U Gees, sodat ek die evangelie van U genade leef, nie net preek nie, Here. Mag die Here sy genade ons vandag dra, terwyl ons die hartvraag uitleef, nie vir onsself nie, maar vir God onse Vader en Jesus Christus, ja, net vir hom. Ek is nie my eie nie, Here, ek is U sin, ons almal is U sin, in Jesus se naam bid ons dit, Amen. Ruk my hoop, skroop my uit, maak my heel, maak my net. Heer, my gedagtes is lang, woorde woes, my hart wat nie wil bedaar nie. Skree my lyf sonder woorde, golwe deur leë gedagtes, wentel die son en maan in 'n leie baan. Ruk my hoop en maak my heel, was die seerheid wat ek voel, maak my nuut, maak my vry. Heer, kom leef weer hier in my. Ruk my hoop, skroop my skoon van elke nag wat my kom woon, want ek kan nie meer so staan met 'n hart wat bly aangaan. Ruk my hoop, skroop my uit, maak my heel, maak my nuut. Heer, my gedagtes is lam, woorde woes, my hart wat nie wil bedaar nie. Soek my oor die horizon, wens my lyf na slaap, lê ek in woestyn son verdroog, drink ek uit 'n waterlose put. Waar is die mat onder my? Waar staan ek nog vas? Ruk my hoop en maak my heel, was die seerheid wat ek voel, maak my nuut, maak my vry. Heer, kom leef weer hier in my. Ruk my hoop, skroop my skoon van elke nag wat my kom woon, want ek kan nie meer so staan met 'n hart wat bly aangaan. Hier in die stilte, waar ek niks meer het om weg te steek nie, net ek en u, en 'n hart wat breek om weer te leef. Ruk my hoop en maak my heel, vat hierdie pyn wat ek nog voel, maak my nuut, maak my lig, laat ek weer die hand sien in my gezicht.
word ek weer gebore. Ruk my oop, skrop my uit,